Jy luister jou mediese gesprek op Pretoria FM saam met my Carla Berg en Dr. Shureta Kannenberg, 'n dermatoloog en ook 'n dame wat verbonde is aan die Universiteit van Stellenbosch. Ons gesels oor die waarheid agter allergie en die feit dat amper 40% van mense wêreldwyd met een of ander vorm van allergie sukkel. Uitdagings daarmee en natuurlik is daar verskillende vlakke van belangrikheid as dit kom by hoe seveer hierdie allergie is. En ek gesels met Dr. Kannenberg. Jy is oor wat mens daaraan kan doen en hoe om dit vroeg genoeg raak te sien. Dokter, baie welkom terug. Baie dankie. Ek dink 'n baie belangrike vraag wat ek voor die breek al wou vra is 'n allergie iets wat mens kan ontgroei? Nou, ons het voor die breek gehoor, daar's baie verskillende vorms, maar oor die algemeen is 'n allergie iets wat jy kan ontgroei soos jy ouer word? Of kan bykry dalk later? Ja, is 'n interessante een. Ja, jy kry, as ek nou spesifiek na ekseem kyk, wat nou eintlik maar meer my spesialiteit is, dan kan jy definitief, ons weet daar's nou al baie verskillende tipes van ekseem, vorme van ekseem. So, partykeer sal jy dit baie vroeg kry en dan, mens hoop altyd dat die kindertjies dit ontgroei by die ouderdom van puberteit. Okay. Maar selfs al ontgroei hulle dit, is daar nog steeds 50% kans dat jy deur jou lewe iewerster 'n flare gaan hê. Okay. Maar dan is daar ook mense wat vir die heel eerste keer as 'n volwassene ekseem ontwikkel en selfs oor die ouderdom van 65 vir die eerste keer ekseem ontwikkel. So, daar's nou hele, daar word gelukkig nou uiteindelik baie navorsing daaroor gedoen. Met hooikoors byvoorbeeld kan ons sien dat met, jy weet, soos wat die verstedeliking en met die besoedeling byvoorbeeld, maar dit het ook van toepassing eintlik op ekseem, kry ons dat dit definitief aan die toeneem is. Daar's nie onlangse studies ongelukkig gedoen daaroor nie, maar studies van die vroeë 2000s het gewys dat daar definitief 'n toename is in toestande soos allergiese rhinitis, so hooikoors, ja. So. En dit is een wat, soos jy ook vroeër genoem het, dokter, waar mense, wat mense meeste van hoor en wat die algemeenste is, en wat baie mense meer uitdaging het, en dit baie keer ook erger word as nie elke dag lyk altyd dieselfde nie. Nou, voedselallergie is die ander ene wat ek ook net wil noem, dat is definitief, veral as jy onder die versorging is van 'n spesialis, dieetkundige, spesialis, allergoloog, dan kan jy definitief die voedselallergie ontgroei. Maar een van die goedjies wat maar, een van die ek dink die gevaarlikste allergene maar altyd bly is, maar eintlik een of ander vorm van neut. Ja. So, nie grondboontjies noodwendig nie, maar cashew nuts maar daar's so baie verskillende neute waarvoor jy allergies kan wees. En jy kan byvoorbeeld 'n peanut eet, maar jy mag byvoorbeeld nie 'n pistachio nut eet of so nie. So dit is hoekom dit belangrik is dat 'n spesialis jou evalueer. Ek dink net voor ons afsluit vandag, dokter, sal ek graag by jou wil hoor, wat is die regte protokol? Ek bedoel, hoe verander jou lewe na jy dalk gediagnoseer word met 'n vorm van allergie? Of allergie althans? Ja, so as jy 'n allergie het wat lewensbedreigend kan wees, dan moet 'n mens definitief definitief onder die versorging van die regte dokter wees. So sê nou jy het nou asma byvoorbeeld, dan moet jy by 'n pulmonoloog uitkom, so by 'n longspesialis wat vir jou die korrekte medikasie kan voorskryf, deur 'n maintenance ene, 'n maintenance pompie byvoorbeeld, en dan 'n reliever, skiet vir die Afrikaans en Engels te mekaar. Maar daai, en natuurlik as dit nou van so 'n aard is, jou asma byvoorbeeld van so 'n aard is, dat dit, ons noem het brittle asma is byvoorbeeld, dan moet jy iets soos 'n EpiPen byvoorbeeld by jou hê, of een of ander vorm van adrenalien, om jou longe oop te maak basies. En dan voedselallergie natuurlik ook baie belangrik om 'n EpiPen by jou te hê. Die ekseem is dan, jy weet, jy maak kontak met jou dermatoloog. Natuurlijk. Die een probleem met EpiPenne is dat hulle baie vinnig verval en hulle is nogals duur. Okay. Maar as jy een keer 'n episode gehad het wat naby lewensbedreigend was, dan moet 'n mens so 'n ding altyd by jou ronddra. So ja, dit is. Ek kan dink.
Ja, want dit is wat jy nodig het en dis jou lewe. Jy pas jou lewe aan volgens dit. En ek dink dis hoekom dit ook nooit nodig is om hierdie goeders te vrees nie. Iemand het eendag vir my gesê, enige diagnose, of het is met 'n allergie, of het is met kanker, of 'n hartkwal, daai diagnose moenie jou lewe bepaal nie. Dit moenie 'n frase wees wat jy uitspreek oor jou lewe, omdat daai diagnose nou gemaak is. Mens pas aan met dit. Maar dokter, ek dink om hier af te sluit, ek's 'n groot voorstander van goeie opvoeding en kennis in die regte rigting. Waarom sou dokters sê, is dit deurlopend belangrik, pasiëntopvoeding belangrik, as dit kom by iets soos allergie en noodgevalle rondom dit? Ja, dit is super belangrik wat jy nou noem, want as ons kyk eintlik na, want dis maar eintlik kroniese toestande waarvan ons praat hierso. Ja. En as ons praat van kroniese toestande, moet 'n pasiënt dit eintlik self hulle behandeling oorneem. Hulle raak later hulle eie experts eintlik. Want as daar's 'n spesifieke piramide wat ons kan sien, soort van wie is almal betrokke in die behandeling van 'n kroniese toestand. En dis maar net 'n baie klein deeltjie van die mediese professie wat 'n rol speel in jou behandeling. Die res, in die middel van die nag, wanneer jy nie naby 'n hospitaal is nie, wanneer jy byvoorbeeld 'n toebors het, of wanneer jy byvoorbeeld jou kind se ekseem iets verskriklik is, dan wat? Dan moet jy weet wat om te doen. Natuurlijk. En dit is waar die education, of van die oordra van die inligting en jy weet, hoe meer inligting, hoe beter. Knowledge is power. Jy doen dit baie keer om 'n kind se lewe te red in daai geval. En ek dink ons skop baie keer so hard teen nuwe inligting kry in ons koppe as gevolg van die samelewing waarin ons lewe. So ek kan dink dat dit is letterlik 'n situasie van lewe en dood. Ja, nee, verseker, dit kan regtig, veral, jy weet, as jy nou byvoorbeeld geen vervoer het nie, en hier het jou kind nou, hier begin jou kind se bors nou toetrek, byvoorbeeld, in die middels van die nag. Dit gebeur mos altyd op die slegste tye. Ja. En dan moet 'n mens weet wat om te doen. Ja, 100%. En dokter, ek wil vir jou baie dankie sê vir jou tyd ook vandag. Dit is baie waardevolle inligting en ek dink mense het nodig om meer uit te brei oor die konsep van allergie en hoeveelheid mense wat op 'n daaglikse basis daarmee sukkel. Ja, nee, verseker. Baie dankie vir die geleentheid, want ja, dit is maar 'n groep toestande wat maar 'n bietjie afgeskeep word, maar ons probeer nou net die bewusmaking en dis waar julle vir ons so waardevol is. Baie dankie vir jou en hierdie gesprek sal gepotgooi word en sal beskikbaar wees op Spotify as ook op Pretpot op Pretoria FM se webtuiste. Ek het met Dr. Shurieta Kannenberg gesels, 'n dermatoloog wat ook verbonde is aan die Universiteit van Stellenbosch. En ons het gesels oor die waarheid agter allergie en natuurlik ook die groot hoeveelheid mense in die wêreld, amper 40% van mense wat saamleef met 'n daaglikse allergie wat een of ander effek op hulle lewe het. Dokter, baie dankie vir jou tyd.